Ben, ons sien met reikhalsende verlange uit om te hoor wat jy vanaand vir ons gaan sê. Ons is in jou hande. Wel, ja, ek het nou in die vorige gesprekke het ons nou gepraat eintlik in 'n metafoor wat ek gebruik het van 'n glas wat vol water is en jy wil hom vol Coke hê. Het ons in die vorige gesprekke eintlik gepraat uh oor die water wat uitgegooi word. So elke keer as jy as jy nou nadink oor die probleem en jy kyk na die geskiedenis van die probleem en jy pleis die invloed van die probleem uit en jy dekonstrueer die probleem, is jy nog die hele tyd besig om water uit te gooi. En nou van vanaand af gaan ons baie deeglik begin om uh om die Coke, om uit te vind wat is die Coke en hoe gooi jy dit in. Ons het die vorige keer al begin weer te praat van die ontdek van unieke uitkomste. Nou as jy daai unieke uitkomste ontdek, dan dan kan jy dit nie net daar los nie, jy moet nou iets daarmee doen. En vir my is hierdie die belangrikste deel van enige terapieproses. En dit is om die geskiedenis en die betekenis van unieke uitkomste na te gaan en om 'n alternatiewe storie daar te stel wat hulle dan uiteindelik 'n naam gaan gee. Nou julle sal onthou in al hierdie prosesse is jy nie die ekspert nie, die kliënt is die ekspert. En jy vra waaroor jy werklik nuuskierig is en vra waarvan jy regtig nie die antwoord ken. So as jy daai nuuskierigheid behou en jy kyk deur die loop van die water uitgooi gedeelte van die gesprekke, begin kyk jy al na unieke uitkomste. Dis tye, gebeurtenisse, gesegdes, enigiets wat jy kan raak hoor waarin die kliënt die probleem op een of ander manier ontduik het of baas geraak het of enigiets van daardie aard, is unieke uitkomste. En daai unieke uitkomste moet ons nou van alle kante af beginne bekyk. So jy verken daai unieke uitkomste. Sê nou maar 'n ou het gepraat van alkohol wat hy geweldig mee sukkel en ergens in die gesprek hoor jy daar was 'n tyd gewees waar ek 2 dae sonder die alkohol kon klaargekom het. Dan is dit 'n unieke uitkoms. Jy maak so 'n kantaantekening daarvan en dan gaan jy begin vra oor daai geleentheid. Jy's regtig nuuskierig hoe dit dan nou gebeur dat hy vir 2 dae lank nie alkohol gebruik het nie. En in daai nuuskierigheid vra jy verskillende vrae. Jy vra waarin jy kyk na wat het presies daar gebeur. Jy sit die vergrootglas op daai gebeurtenisse. En as jy die vergrootglas op daai gebeurtenisse sit, dan sien jy wat was die aksies wat daar plaasgevind het. En ons praat daarvan in die narratiewe terapie as 'n landskap van aksie. En jy vra oor daai landskap van aksie. So hoe meer jy vra oor die unieke uitkomste vra, hoe meer is jy besig om daai unieke uitkomste grond te laat vat. Jy is besig om daai unieke uitkomste amper wil ek sê op die map te sit as jy dit so kan uitdruk. Jy help die persoon om uiteindelik betekenis aan daardie unieke uitkomste te gee. En soos wat jy nou vra oor unieke uitkomste, gaan daar 'n verhaal begin ontstaan waar hierdie persoon elke keer die probleem op een of ander wyse gevnyk het. Hoe gering dit ook al mag wees, is dit van groot waarde en moet jy elke keer noukeurig invra op daardie gebeurtenisse. Jou landscape of action vra wat jy gaan vra, gaan vir jou sê wat het daar gebeur, wie was daarbey betrokke, hoe het dit gebeur? En as jy al daardie vrae vra, dan ontgin jy as ware die unieke uitkoms. Michael White hulle praat van panning for gold. Nou hoe werk panning for gold? As jy ou wat spoelgoud
uithaal gaan vra, dan sal jy hoor, jy sit nie net daai ding in en jy skep 'n bak vol goud nie. Jy gooi baie grond in en dan moet jy daai bak skud en skommel en water ingooi en skud en skommel totdat jy uiteindelik 'n paar stukkies goud kry. So 'n mens moet nie te haastig wees wanneer jy unieke uitkomste begin naspeur en begin verken en daaroor vra nie. Hoe meer nuuskierig jy daaroor kan wees, hoe beter. Jy vra wat gewoonlik begin met wie, wat, waar, wanneer. So jy kan vra, hoorie, wanneer was dit wat jy daai 2 dae gehad het? Was dit 'n week terug of was dit 'n maand terug, was dit 2 maande terug? Sê nou maar jy sê was 2 maande terug, dan begin vra jy nou wat het daar gebeur? Wie was daar betrokke? Wie was ook teenwoordig? En hoe meer jy daaroor uitvra en jy vra wat is dit wat jy daar reg gekry het? En die persoon begin vir jou beskryf, dan sê dit vir hom 'n hele klomp goed oor homself. En hy ontdek as ware self die unieke uitkoms. Dis nie iets wat jy as 'n terapeut vir hom net gaan uitblaker nie. Want as jy dit net vir hom wys, dan glo hy dit amper nie, maar as hy dit self begin ontdek deur middel van die vrae wat jy vra in jou panning for gold, dan help jy hom geweldig baie. Nou ek wil vir julle sê, landskap van aksie is natuurlik saamgestel uit gebeurtenisse wat aan mekaar geheg word oor verloop van tyd en dit verskaf aan jou 'n spesifieke tema. En daai tema het te maak met die kook wat jy ingooi, dit te maak met die oplossing van die probleem. So daar gaan dalk verskillende temas uitkom, soos jy doelbewuste keuses gemaak om 'n ander pad te ry. Dis hoekom jy nie by die drankwinkel verbygekom het nie. En as jy daai ander pad gery het, wie was saam met jou? Nee, daar was 'n goeie vriend van my saam met my. Nou hoe dit gebeur? Hy het vir my gevra, "Waar's die drankwinkel?" En toe sê hy, "Wat kan jy maak om nie by die drankwinkel verby te ry nie?" En toe sê ek, "Wel, ons kan 'n ander pad vat. Bietjie langer, maar ons kan maar 'n ander pad ry." En ek het dit gedoen en dit het gemaak dat ek nie by die drankwinkel uitgekom het nie. Uiteindelik vra jy dan nou 'n hele klomp vrae en jy maak daardie event iets groots. Daai aksie maak jy iets groots. Jy sit dit as ware op die kaart. Jy gee daaraan genoeg aandag dat dit bly vassteek. Uiteindelik is die vraag wat jy vra wat sê, hoe het dit jou verder aan beïnvloed? Het jy die volgende dag ook die ander pad gery? Was jou vriend toe saam? Nee, hy was toe nog nie saam nie, maar ek het besluit ek gaan daai ander pad ry. Alright, nou die feit dat jy self gekies het om die ander pad te ry, wat sê dit vir jou van jouself? So dink hy na oor die keuses wat hy gemaak het en hy kom agter dat daar geleenthede en tye was waar hy meer in beheer was as wat die probleem in beheer van hom was. En dit is 'n baie belangrike moment. Dit is 'n draaipunt. Nou net soos wat ons sê dat 'n probleem vele voetangels kan hê, vele kante kan hê, net so 'n unieke uitkomste vele kante. Jy moet nie net na een unieke uitkoms soek nie. Jy moet luister en fyn luister en 'n hele klompie unieke uitkomste soek wat jy dan oor verloop van tyd aan mekaar kan begin skakel om 'n alternatiewe verhaal vir die persoon op te bou oor homself. So uiteindelik wil jy hierdie unieke uitkomste, jy wil die betekenis van daai aksies wil jy nou ook gaan verken. So die eerste mikpunt is om die aksies self te gaan verken, om daai unieke uitkomste om in te vra daarop. En die tweede ding wat jy gaan doen is jy gaan nou oor die betekenis van die unieke uitkomste vra. Die eerste groep noem ons die landskap van aksie vra en die tweede een sal ons landskap van betekenis vra noem of landskap van identiteit vra. Dit is met ander woorde iets wat sy eie identiteit vir hom gaan begin duidelik maak. So as jy hierdie betekenis van die unieke uitkomste gaan naspeur
dan gaan jy vanuit spesifieke hoeke daarna kyk. En ek wil hê julle moet mooi sien daai 7 wat ek daar genoem het is nie al nie, daar kan nog ander ook wees en daar kan wees wat jy vir jouself ook gaan raak sien. Maar hierdie landskap van betekenis gaan oor hoe dink jy oor hierdie unieke uitkoms? Hoe dink jy oor die keuse wat jy gemaak het? Jy kan vanuit die hoek van begeertes, wense, voorkeure daarna kyk. Jy kan byvoorbeeld vra, hoe dink jy daaroor? Wens jy kan dit meer gereeld doen? So jy vra wat vir hom betekenis daaraan gee. Ja, ek wens ek kan dit meer gereeld doen. Nou hoekom wens jy kan dit meer gereeld doen? Nee, want dan gaan dit my mos nou help om sterker te word teen die probleem. En dan kan jy selfs begin om vir hom te sê, wel, as dit die keuses wat jy maak, hoe gaan jy sorg dat jy elke dag daai keuse maak om 'n ander roete te ry? En laat hy dan self aan antwoorde dink. Jy gee nie vir hom die antwoorde nie, hy moet self aan die antwoorde dink. Daar is ook voorkeure. Wat is dit wat jy verkies? Jy sê nie jy gaan 'n alternatiewe roete kies, maar wat verkies jy? Kies jy die roete daai kant om of kies jy die roete daai kant om? Hoekom sal jy daai een kies en nie daai een nie? Wat is beter aan daai een as aan daai een? Al hierdie vrae kan dalk miskien onnodig klink, maar jy skep 'n patroon binne in die persoon sodat dit vir hom makliker word om daai keuses meer permanent te maak en uiteindelik sê dit vir hom iets oor homself. Ek is in staat om die keuse te maak. Daar's vrae wat jy kan vra oor persoonlike waardes. As daar 'n spesifieke keuses wat iemand gemaak het, dan kan jy sê nou ek is nuuskierig oor die waarde wat dit vir jou het. Wat se waarde heg jy aan daai keuse wat jy gemaak het? En miskien sê jong dit sê vir my dat ek kan kies om nugter te bly. Dit het vir my geweldig baie waarde. Nou hoekom het dit waarde? Dit gaan beteken dat ek my werk beter kan doen. Dit gaan beteken dat my verhoudings by die huis beter gaan wees. So elke dingetjie wat jy bylas uit hierdie landskap van betekenis, maak die ding swaarder, meer gewigtig en dit sê vir die persoon dis die moeite werd om dit te doen. 'n Ander ene gaan oor kwaliteit van die verhouding. So dit wat jy nou gedoen het met die vriend van jou wat vir jou gesê het jy met 'n ander pad ry. Hoe sien jy julle vriendskap? Wat is dit wat is die persoonlike waarde wat jy aan daai vriendskap heg? Sal jy nou daai persoon se aanmoediging sommer 'n streep deurtrek? Hoekom nie? So hoe meer jy daarop invra en hoe meer jy daaroor dink, hoe meer gaan dit vir hierdie persoon 'n baie goeie manier van doen word. Iets wat hy, as hy daaraan dink, as hy dis die moeite werd, want hier is 'n hele klomp redes hoekom dit die moeite werd is. En daai verhouding wat ek met hierdie vriend het, is my kosbare verhouding en ek wil daai kwaliteit van daai verhouding wil ek nog verder uitbou. Jy kan ook invra oor persoonlike vaardighede en vermoëns. Byvoorbeeld as daar iemand is wat sê ja, ek werk nou daar, ek gaan nou sommer 'n voorbeeld gebruik in 'n houtwerk plek en ek kan dit dan maar net nie reg kry om die hout blokke behoorlik vierkantig te sny nie. En dan sou jy nou invra, wanneer gebeur dit dat jy die blokke reg kan sny? Dit al gebeur nie vir die jare het dit gebeur. Nou hoe dink jy dit gebeur? En dan val jy weer daarop en op die ou einde lig jy daai klein gebeurtenisie waar jy dit wel reg gekry het uit en jy sê vir hom, wat sê dit vir jou van die vaardigheid wat jy wel sal kan aanleer want jy het dit alreeds gedoen? En op daardie manier begin hy meer selfvertroue kry in sy eie vermoëns en in sy eie manier van dink oor wat hy moet doen of wat hy moet vermag. Baie kere as jy met skoolkinders werk, ek het met 'n hoërskoolkind gewerk wat geweldig gesukkel het met wiskunde. En ek het ingevra daarop en uiteindelik tot die oortuiging gekom
dat hy al 'n klomp stories by 'n hele klomp vriende gehoor het oor hoe moeilik wiskunde is. En as hy net by sy vriende waar hy dit gehoor het nie, hy het dit by sy familie ook gehoor. En al die stories wat hy oor wiskunde gehoor het gemaak dat hy vir homself gesê het wiskunde is onmoontlik om te bestudeer. En daarom het hy nooit moeite gedoen om die formules te leer of om die meetkunde se stellings te leer nie en maar dit al hoe slegter en slegter gegaan in wiskunde. Ek het toe een eenvoudige dingetjie gedoen en vir hom gesê ek gaan vir jou nou gaan nou vir jou 'n ding vra, gee vir my getal met 5 syfers. Maar jy moet dit gee so vinnig as jy kan. 3 4 7 1 8. En so gee hy dit vir my en ek vra gee vir my nog eene. Ek sê nou gaan ek een gee en ek skryf een neer. Ek sê gee my nog eene, maar vinnig en dan skryf ek nog een neer en trek ek 'n streep. Nadat ek die heel eerste getal gevra het wat hy my gegee het ek 'n antwoord bo neergeskryf. Dan gee hy die tweede en dan gee ek een, dan gee hy die derde en gee ek een en as jy dit optel as dit gelyk aan 'n antwoord. Jo. Jy weet nie hoe kan ek dit regkry nie. En toe wys ek vir hom die formuletjie wat jou help om dit reg te kry en toe hy daai formuletjie snap en hy kan sy pelle by die skool gaan uitvang met daai formule want dit is 'n formuletjie wat jy toepas en as jy dit toepas dan werk dit sommer uit. Die formule sê byvoorbeeld as daai ou die eerste getal gegee het, trek 2 agteraf en sit dit vooraan. So jy vat 2 weg, sê nou maar die laaste getal is 8, vat jy 2 weg, gaan daar 6 oorbly, sit dit vooraan en dan vat jy dieselfde getal net vooraan is 'n 2 en die agterste een is 2 minder. En dan jou tweede reël is hy gee nou 'n tweede getal, dan gaan jy een neerskryf en daai wat jy neerskryf, sorg jy dat die twee getalle saam 9 is. So jou tweede reël is die twee saam moet 9 wees. Jy doen dit nog 'n keer. Wat basies gebeur is jy tel 2 keer 99999 by. So dis elke keer 99.999 wat jy bytel, 1 minder as 100.000. En dan en dis om die 2 aan die agterkant aftrek. So as jy daai formuletjie nou verduidelik het en hy snap dit en hy sien in, dan kan jy nou invra op daai unieke uitkoms. Hy het dit nou reg gekry. Dan vra jy vir hom, lyk dit baie moeilik? Ja, dit lyk baie moeilik. Is dit baie moeilik? Nee, dis maklik. Nou begin hy anderster dink. So wat sê dit vir jou van jouself? Jy kan 'n formule leer. Jy kan 'n moeilike ding wat skenbaar moeilik lyk, kan jy maklik regkry as jy die formules ken. En daar het hy anders begin dink oor wiskunde en nog meer unieke uitkomste, beter gevaar in toetse en uiteindelik het hy wiskunde met gemak deurgekom. So hoe meer jy kan invra op hoekom hy dink soos hy dink, meer kan jy daai goed dekonstrueer van die tafel afvee en nuwe unieke uitkomste gebruik om hom anders te laat dink oor homself. En so kan hy sy eie persoonlike vaardighede goed ontwikkel. Daar's ook 'n vraag wat jy kan vra oor intensies, motiewe, planne. Wat was jou intensie toe jy so en so gemaak het? Daai intensie wat jy gehad het, is dit goed of sleg? Nee, dit was goed geweest. Alraai, met die intensie wat jy gehad het, hoe dit ingewerk op die probleem, het dit beter of slegter gemaak? Nee, dit het dit beter gemaak. En so hou jy aan invra oor die betekenis van wat gedoen is in die landskap van aksie. En dan kry daardie betekenis dit reg om 'n hele klompie temas uit te lig wat dan nou 'n nuwe verhaal al hoe duideliker laat word. Jy kan ook oortuigings en waardes gebruik, jy kan persoonlike kwaliteite gebruik. So by persoonlike kwaliteite sê, wat sê dit vir jou van jouself dat jy hierdie wiskunde som reg gekry het? Wat sê dit vir jou van jouself dat jy self besluit het om 'n ander roete te volg? Wat sê dit vir jou van jouself dat jy 2 dae lank sonder alkohol gebly het? As jy 2 dae lank daar sonder kan bly, kan jy 3 dae daar sonder bly en so kan hy aangaan. En dan natuurlik ook persoonlike kwaliteite. Wat het dit van jou gevra om dit reg te kry? Wat sê dit vir jou van jou eie karakter dat jy dit reg gekry het? En so bou jy 'n hele nuwe manier van dink oor homself. So hierdie sal ek nou maar sê manier waarop jy kliënte in staat stel om hulle eie verhaal van vooraf oor te skryf in 'n positiewe manier.
is geweldig belangrik in die narratiewe terapie, want nou skep jy 'n nuwe verhaal wat die ou probleemdeurdrenkte dominante verhaal stelselmatig gaan uit die pad uitdruk en 'n nuwe dominante verhaal vir die persoon gaan word. Ek gaan net weer 'n keer noem, wanneer jy invra op unieke uitkomste, gaan jy nuuskierig wees oor wat het gebeur, wanneer het gebeur, hoe dit gebeur, wie was saam met jou, en al die antwoorde daarop gee vir jou landskap van aksie vra. Jy gaan na die spesifieke gebeurtenisse kyk. In Engels praat hulle van actions, landscape of action. Elke action wat daar was, elke aksie wat die ou gehad het. Landskap van aksies. Daarop gaan jy in, en dan as jy dit uitgekristalliseer het, pan for gold, as jy dit klaar gedoen het, dan begin vra jy oor die betekenis daarvan in die persoon se lewe. En jy kan dit vra in terme van begeertes, persoonlike waardes, kwaliteit van verhouding, persoonlike vaardighede, wat dit ook al mag wees. Sulke tipe vrae vra jy, wat hierdie persoon moet antwoord oor homself, en hy moet vanuit sy eie oogpunt daarna kyk en vir jou antwoorde gee. Die vrae wat jy vra, as ek vir 'n persoon vra, hoe het jy dit reg gekry? Dan moet hy dink aan watter vaardighede daar by hom was. Hoe het jy dit reg gekry om 'n ander pad te vat? En dan gaan hy dalk vir jou nou 'n antwoord gee en so aan, en dan begin jy in die betekenis in vra. Nou wat sê dit vir jou van jouself? Wat 'n karakter moet 'n persoon hê om daai standpunt in te neem? Gaan jy doelbewus dan vra, jy weet watter persoonlike kwaliteite moet 'n mens hê om daardie keuse te kon neem, sodat hy al hoe meer waarde kan heg aan dit wat hy nou net vir homself gekies het. En so begin jy 'n alternatiewe verhaal opbou. Uiteindelik skep dit dan 'n nuwe storie. En daai nuwe storie gaan dan ook oor verloop van tyd gebeur, en jy gaan die gebeurtenisse soos wat jy ingevra het daarop van die unieke uitkomste oor tyd aan mekaar begin skakel, en dit gaan hierdie persoon oortuig. Is goed wat hy self gesê het, dit is werklike aksies wat by hom plaasgevind het. Die betekenis wat hy daarna gesê, eie betekenis. Hierdie goed gaan 'n nuwe storie beginne vertel wat oor verloop van tyd op verskillende maniere waar is van hierdie persoon. En omdat dit 'n egte verhaal is waarvan hy self die ekspert is iets wat ek uitgedink het om vir hom te sê, en hy het dit self gesê, oortuig hy as ware homself van die feit dat hy in staat is om hierdie dinge te kan doen. En so skep dit 'n nuwe storie. Uiteindelik, as jy daai nuwe storie beginne hoor, dan kan jy begin vra, ek wonder wat moet ons hierdie storie noem? Wat se naam het ons hierdie storie gee? Sal jy nie dadelik aan 'n naam kan dink of so nie, sou 'n mens ook kon vra. Wel, dit is vir my duidelik dat dit is 'n suksesverhaal. Dit is iets wat vir jou suksesvol maak. Die dinge wat jy nou vir my uitgelig het, so miskien wil ek hê jy moet dink aan 'n dier wat vir jou simbolies vir sukses is. Vir my het dit nog altyd baie gewerk as mense sukkel om dadelik 'n naam vir 'n alternatiewe storie te kry, om dan te dink aan 'n dier wat tekenend is vir sukses. En as hulle dan nou sê, nee, ek dink aan 'n beer, dan gaan vra jy vir hulle om neer te skryf, wat is die eienskappe wat daai beer suksesvol maak? Wat is dit wat maak dat 'n beer suksesvol is? Vir jou is 'n beer 'n simbool vir sukses. Wat maak hom suksesvol? En ek sal vir hulle sê, gaan dink aan enigiets, lees op daaroor. En op hierdie manier gaan hulle vir hulle self die eienskappe van daai beer uitlig wat die beer vir hulle suksesvol maak. En die goed wat hulle self uitgelig het, word eienskappe wat ek nou vir hierdie persoon kan sê hy vir homself moet kies. Deur vrae te vra. Ek hoor nou jy sê hierdie beer het sulke en sulke eienskappe, dis wat hom suksesvol maak. Hoe dink jy oor daai eienskappe? Wat sal gebeur as daai eienskappe deel van jou mondering is? Hoe gaan jy daai eienskap vir jouself kies? Wat gaan dit beteken as jy daai eienskap vir jouself kies? Dan vra jy weer landscape of action, en dan oor 'n landskap van aksie vra, en jy vra 'n landskap van betekenis vra. As jy hierdie eienskap het, hoe gaan dit jou laat optree? Dis 'n landskap van aksie vraag.
Wanneer jy so optree, wat sê dit vir jou van jouself? Dit is 'n landskap van betekenisvraag. Hoe meer jy hierdie tipe van goed vra, hoe meer sement jy hierdie nuwe verhaal vir hierdie persoon. En daai nuwe verhaal kry al hoe meer betekenis, positiewe betekenis. En die naam wat hy vir die storie gegee het, maak dit jy daai storie nou 'n baie behoorlike pertinente plek in sy lewe gee. Ek gaan later praat oor dokumente. Ek het so 'n dokument vir julle gegee en dan sal ek weer verwys daarna. So die rede vir hoekom jy 'n naam vir 'n alternatiewe storie wil gee, is juis om die oortuiging by die persoon te wek dat dit wat ek hier sien is goed wat ek in my eie lewe raak gesien het, dis keuses wat ek self gemaak het en daarom is ek in staat om dit reg te kry en ek het nou iets pertinent in my lewe wat ek met ander kan deel, wat ek vir ander kan sê, wat iets oor my sê wat hulle dalk nooit van my geweet het nie of dalk nooit oor my geglo het nie, iets wat ek dalk self nie eers oor myself geglo het nie, maar nou het ek iets wat positief is, iets wat die moeite werd is om aan vas te hou, iets wat die moeite werd is om weer en weer en weer te gaan vertel aan iemand anders. En so het die naam wat die storie gekry het gehelp vir die persoon om iets konstruktiefs te hê wat hy oor homself kan vertel aan ander mense. So, nou kom ons by die is daar enige vrae? Miskien wil jy dit hoor, is daar nie iemand wat 'n vraag het nie? Kom ons hoor iemand wat dalk 'n vraag wil vra. Vir die van julle wat nog nie die 2 dokumente gekry het nie, sit net vir my jou e-posadres by die chat in, dan stuur ek gou vir jou die 2 dokumente. Vra, almal tevrede. Intussen het Philip en Heidi by ons aangesluit en ook Ben Dani die jonge by ons aangesluit, so welkom weer hulle. Dan gaan ons voort. Okay. So die volgende stap is 'n mens wil nie hierdie alternatiewe storie, as ek nou nog 'n Engelse spreekwoord kan gebruik, 'n flash in the pan maak nie. Jy wil hê dit moet iets wees wat behoorlik gegrond is en wat babatjies kan kry, wat sterker en sterker kan word. En daarom praat ons van die verdigting van die alternatiewe storie. En as jy nou vir jouself afvra, hoekom is verdigting nodig? Dan is dit juis om daardie storie 'n baie sterker permanensie te gee. So jy gaan nou verskillende tegniese maniere gebruik oor hoe om 'n storie digter te maak. Een van die maniere waarop jy 'n storie digter kan maak is om getuies vir die nuwe storie te kry. So sal ek byvoorbeeld vra, jong, die pel van jou wat nou gesê het jy met 'n ander roete vat en jy het dit nou begin regkry. Ek wonder wat sal hy nou oor jou te sê as ek vir hom moet vra. En jy kan 'n geleentheid skep waarin jy vir hom vra om hierdie pel na die volgende sessie toe te nooi. En dan vra jy vir daai pel sekere vrae van wat sien hy by die persoon raak wat nou anders is as wat dit was van tevore. Wat sien jy nou raak? En dan gaan die persoon goeters begin uitlig wat jy nooit aan gedink het nie en wat die kliënt selfs ook nooit aan gedink het nie, maar is dinge wat in sy leefwêreld is en wat hy sien van sy vriend en dit verdig hierdie alternatiewe storie. Want jy vra jou vrae sodat hy die positiewe goed moet uitlig van wat hierdie persoon nou reg kry. So hierdie getuies van die nuwe storie kan 'n vriend wees, dit kan 'n familielid wees, dit kan verskeie ander persone wees wat jy kan gebruik as 'n getuie in hierdie verhaal wat vanuit sy oë na hierdie persoon kyk en dan sekere opmerkings maak oor wat hy raak sien. En as ons later gaan praat om dit nog verder te verdig, gaan ons praat oor ander groeperinge en dan sal ek vir julle ietsie sê oor reflekterende spanne en so meer. Maar vir nou enkele persone, miskien 'n paar familielede, miskien die persoon se gesinslede wat jy kan nooi na 'n sessie toe en dan vra jy vir die persoon se gesinslede hoe het dinge verander by ma?
Wat hoor julle nou? Wat sien julle nou? Wat is vir julle lekker om nou te beleef? Wat sê dit vir julle van julle ma? En nou sê hulle goed wat sy nie oor haarself gedink het nie en wat vir haar help om in hierdie nuwe manier van kyk, die nuwe verhaal sterker te vertel. Gesprekke van herinnering is ook maniere waarop jy kan sê die ding het nou verander, daar het 'n draaipunt gekom. So een van daai gesprekke van herinnering, wanneer jy nou al die alternatiewe storie end gevorder het en jy het hom al 'n naam gegee en jy het al begin in sy betekenis ingaan, dan sou jy kon sê, ek wil hê jy moet 'n bietjie terugdink aan die eerste sessie toe jy hier gekom het. Hoe het jy toe gevoel? En wat het jy toe gedink? En hoe voel jy nou? En hoe dink jy nou? En die feit dat jy nou anders dink as toe, wat sê dit vir jou? Hoe het jy by daai plek uitgekom? En gewoonlik vra jy dan nou, en hulle kom agter maar hulle het self sekere keuses gemaak. En dan sê hulle gewoonlik, ek het sis of ek het so, en hoe meer hulle kan vertel wat hulle self gekies het en self gedoen het, hoe meer verdig jy daai verhaal van sukses. Hoe meer kan jy dalk die eienskappe van die dier wat jy gekies het uitlig en sê, ek sien raak hoe jy dit of dit of dit kry. Of jy kan vir die gesinslede sê, hierdie persoon het nou 'n dier gekies wat tekenend is vir sukses. Hy het hierdie eienskap. Ek wonder hoeveel daarvan sien julle by julle pa raak. En is daar ander wat julle raak sien? En so nooi hulle uit om goed uit te lig wat andersins nooit gesien sou kon word nie, en dit verdig die storie. So gesprekke van herinnering is ook baie waardevol. Daar's ook 'n ander vorm van herinneringsgesprekke. Byvoorbeeld as daar 'n huwelikspaartjie is wat nou baie sleg daaraan toe is, dan kan jy by geleentheid, as ons nou al 'n entjie gevorder het, vir hulle sê, kom ons gaan 'n bietjie terug na die tyd toe julle nou nog uitgegaan het, voor julle getroud is. Michael White hulle praat van saying hello again. Kom ons sê net weer 'n slag vir onsself, hallo, toe dit met ons goed gegaan het. Watter goed het daar uitgestaan? Hoe het dit gebeur? Wat sê dit vir julle van julleself? En dan kan hulle dalk sê, maar ons het daar nou klomp goed tussenin geskyk, maar ons sien ons het dit al reg gekry, ons kan dit weer reg kry. En so kan daai gesprekke van herinneringe 'n hele klompie moontlikhede oopmaak. As ons dan kom by terapeutiese dokumentasie, dis ook 'n baie belangrike aspek van narratiewe pastoraat, want in die narratief wil jy verhale skep. Jy luister na verhale en jy wil verhale skep. En terapeutiese dokumentasie help mense met verhale en dit maak daai verhale vas en dit help hulle om sekere goeters aan te spreek wat hulle andersins nie sou kon aanspreek nie. So kan ek dan nou verwys na terapeutiese dokumente. As ek praat van terapeutiese dokumente, dan wil ek hê julle moet dink aan goeie soos as 'n tiener nou die hele reëls van die huis omver gegooi het en so meer. En jy het nou ingevra en hy het self by die punt gekom waar hy sê hy's regtig jammer oor hierdie goed. Dan kan jy vir hom vra, skryf 'n brief vir jou ouers. Jy gaan nog nie die brief vir hulle gee nie, jy gaan mooi vir hulle die brief skryf en dan bring jy daai brief hiernatoe en dan kyk ons na die brief en ons skuur en skaaf van hom tot hy vir jou heeltemal reg is. En as jy voel dat hy heeltemal reg is, dan kan jy kies om hom vir jou ouers te gee. Ander terapeutiese dokumente is maniere waarop jy vir persone sê hy moet vir homself aantekeninge maak oor die belangrikste punte van 'n bepaalde sessie. En dan moet hy elke tweede dag na daai belangrike punte gaan kyk en vra hoe dink hy nou daaroor? Op daardie manier hou jy die proses aan die gang. Soos wat ek van tevore gesê het, is nie altyd so belangrik wat in die sessie gebeur nie, maar wat tussen hierdie sessie en 'n volgende een gebeur, is uiters belangrik, want daai proses kry 'n sleurkrag van sy eie, en as jy die proses in die regte rigting aan die gang sit, dan help dit geweldig baie. Terapeutiese dokumente help mense daarmee.
jy kan ook vir hulle sê in hierdie terapeutiese dokument, sê nou maar daar's 'n seentjie wat baie neerslagtig is. En jy het nou al in terapie met hom gewerk en hy het al 'n paar keuses gemaak. En dan kan jy vir hom sê, skryf neer elkeen van daai punte wat jy self gekies het. Maak jou keuses duidelik sigbaar vir jou. Sit dit aan die binnekant van jou kas. As jy dit môreoggend oopmaak, as jy jou klere aantrek, dan lees jy net gou daardeur. Dit is wat jy self gekies het, hoe jy nou na die lewe wil kyk, hoe jy die lewe wil kies, hoe jy opgewonde wil wees, wat jy vandag positief wil doen. En as hy dit net weer 'n keer in sy kop in kry, dan is sy gedagtes heeltemal anders as wat hy in die môre wakker word en hy's nie lus om skool toe te gaan nie en nou vertel hy sommer vir homself hy's depressief en dan gaan alles in 'n verkeerde rigting. So terapeutiese dokumente is instrumente wat ou kan gebruik wat die proses aanhelp en wat ons gedurig herinner aan die positiewe keuses wat gemaak is. Jy kan ook praat van verklaringe. Dis baie dieselfde as terapeutiese dokumente, maar hulle word eintlik 'n bietjie meer publiek. So verklaring is nie net vir jouself wat jy in die binnekant van jou kas sit nie. 'n Verklaring is iets wat jy vir jou pelle kan sê. So kan 'n tiener 'n klomp verkeerde pelle hê. En nou skryf hy 'n verklaring waarin hy sê daar is bepaalde keuses wat ek gemaak het en ek wil dit nou hard en duidelik vir julle sê dat julle dit hoor. Moenie eers met my daaroor praat nie. Ek gaan nie weer 'n rook nie. Ek gaan nie weer alkohol gebruik nie. Ek het daaroor klare besluit geneem, want dis wie ek wil wees. So jy maak hom sterk om sy eie stem te laat hoor. En daai verklaring is dan publiek. As hy reg voel en goed voel oor die verklaring, dan sê jy vir hom, "Alright, nou kan jy dit vir jou pelle gaan gee." En jy vra ook vir hom, "Wat dink jy gaan hulle reaksies wees?" Sodat hy dit vooruit kan raak sien. Dan sê ek en dan kan hy dalk sê, "Jong, hulle gaan vir my lag." Sê ek, "Alright, as hulle vir jou lag, wat verander dit aan die dokument?" Nee, wat verander dit aan jou eie keuse? Niks nie. So natuurlik moet hulle vir jou lag want hulle voel nou sleg. En dis hulle wat jou nou gehelp het om sekere keuses te maak en nou sê jy vir hulle jy gaan dit nie meer maak. So jy help hom om te antisipeer wat die reaksies gaan wees en dan wat die betekenis van daai reaksies is, gaan jy op daardie manier orkestreer. Jy gaan hom help sodat hy nie dink daai reaksies sê hy self is sleg. Daai reaksies gaan die verleentheid van sy pelle uitlig. Maar dit gaan hom sterker maak omdat hy 'n vaste besluit geneem het. En later kan van daai pelle terugkom en sê ek respekteer jou oor daai keuse wat jy gemaak het. Help my ook om dit te doen. So as hy daai oortuiging sê, dan help die verklaring om daarbey vas te staan. 'n Verklaring is ook iets wat hy in sy sak kan hou. Môre oor dan kom karren hulle weer aan hom, dan sê hy, "Daar sê, dis wat ek gekies het." En dan kan hulle dit maar weer lees as hulle wil. Sertifikate spreek van self. Ek kan 'n ou sertifikaat gee omdat hy goeie prestasie gehaal het in wiskunde of wat ook al, of ek kan hom 'n sertifikaat gee omdat hy doelbewuste keuses gemaak het en ek respekteer dit ensovoorts. Handboeke is 'n ding wat baie goed werk met laerskoolkinders byvoorbeeld. Jy kan dit vir groot mense ook gee, maar laerskoolkinders werk baie goed daarmee. Jy as 'n laerskoolkind 'n sekere negatiewe gedragspatroon by die skool het. Ek het 'n seentjie gehad wat sy en maat se uitveers in potlode gevat het en selfs hulle snoepie geld uit hulle pennekassies gehaal het. En uiteindelik het ek saam met hom 'n klomp onmiddellike handelingsdrills uitgewerk van die oomblik as hy die begeerte voel om so te maak, wat kan hy doen? En toe het ek gesê, sien nou maar daar's 'n ander ouetjie in jou klas en hy sukkel daarmee om ouens se goeders te vat. Hoe sal jy daai persoon help? Wat se wenke sal jy hom kan gee? En uiteindelik saam met hom in staat gestel om 'n handboek te skryf wat vir hom koers gee en rigting gee en wat hom help om beter keuses te maak. Jy kan dit ook vir 'n tiener gee wat sukkel met reëls. Hoe hy self dit kies. Jenkins het 'n boek geskryf, hy praat daarvan as invitations to responsibility. Jy nooi hom uit om verantwoordelik te wees, om homself by die punt te kry dat hy kies om verantwoordelikheid te neem en dan skryf hy vir homself 'n handboek
wat hom gaan help as hy môre 'n bietjie vergeet en dan kan hy gaan kyk na stap 1, stap 2, stap 3 in sy handboek van hoe om behoorlike verantwoordelikheid uit te oefen. Getuienisse. Ek het 'n voorbeeld vir julle gegee van 'n getuienis. Die persoon het gekies om 'n beer te kies as 'n simbool vir hulle sukses en ek het dit verken, explore soos die Engelsman sê, en van alle kante af daarna gaan kyk en hulle eie woorde gebruik en dit gereflekteer vir hulle en uiteindelik vir hulle gesê, ek wil hê julle twee moet nou gaan en dan met julle getuienis gaan skryf, julle beer getuienis gaan skryf. So ek het daai voorbeeld vir julle is een van die dokumente, julle kan daarna gaan kyk en sien hoe die resultaat lyk van 'n terapieproses waarin mense stelselmatig begelei is om 'n alternatiewe storie vir hulle huwelik te skryf en vir hulle gesin. Notas en video, audio opnames. Kyk, 'n mens vat mos nou maar notas soos wat jy aangaan as jy 'n unieke uitkoms hoor, skryf jy 'n nota neer. Maar in die narratiewe terapie is dit altyd goed om oop kaarte met mense te speel. Daarom hou ek daarvan om vir hulle te sê die notas wat ek neem behoort nie aan my nie, dit behoort aan julle. Dis julle woorde wat ek neerskryf om my te help onthou. So as ek klaar is daarmee, dan gee ek dit vir julle. Dit word dan nou ook 'n dokument wat hulle later kan gebruik om sekere unieke uitkomste raak te sien en dit verder te vat. Jy kan ook video of audio opnames maak. En wat 'n mens dan doen is jy gebruik daai video of audio opname oor 'n spesifieke gesprek oor unieke uitkomste en dan so 4 maande later dan stuur jy dit vir hulle. Dan kyk hulle daarna en dan herinner dit hulle weer aan al die goed wat hulle besluit het en dit verdig en versterk maar net die alternatiewe vraag. Prentjies en assosiasies. Ek sou byvoorbeeld vir die mense wat die beergetuienis geskryf het gesê het, hulle moet vir my 'n prentjie van beere gaan soek op die internet. En as hulle so 'n prentjie gekry het, dan vat ek daai prentjie en ek maak dit die agtergrond van hulle beergetuienis. En ek druk dit uit en ons lamineer dit en ek sê vir hulle gaan maak dit sigbaar in julle huis. As mense inkom, dan vertel jy hulle vir hulle daarvan. So kry jy outsider witnesses. Hulle kyk na wat die keuses is wat gemaak is. Hulle sien wat hierdie ouens besluit het en hulle kry respek daarvoor. Hulle sê, "Wow, ons het so 'n ding gehad." Jy sê byvoorbeeld vir hulle, "Jong, as julle begin kleitrap, gaan lees daai getuienis van julle, gaan kyk wat is die keuses wat julle gemaak het. Vat een van daai keuses en oefen dit in vir daai dag. Môre kyk jy weer, vat jy ander een en oefen jy hom in sodat dit deel van jouself word." So, daai prentjie wat hulle het is 'n prentjie. As jy van ver af na die ding kyk, dan sien jy die prentjie mooi raak. As jy wil lees wat daar staan, moet jy teen die ding gaan staan om te kan lees wat daar staan. Dit is maar net 'n prentjie wat in hulle koppe vassteek en daai prentjie, as hulle 'n prentjie van 'n beer sien, dan vervis dit hulle geheue oor al die keuses wat hulle gemaak het en so. Okay, weer eens, is daar vrae wat julle het? Julle moet vra. Dan iemand wat 'n vraag het nie? Dis nou julle kans. Ben, ek waardeer dat jy die praktiese goed wat jy al gedoen het met ons deel, want dit maak vir mense goed baie meer konkreet. Dis nie net teorie, dis goed as wat jy gedoen het wat 'n mens self ook kan doen. Dankie daarvoor. Inderdaad so. Terapeutiese briewe het maar baie dieselfde funksie as hierdie terapeutiese dokumentasie. Jy kry 'n brief van opsomming van die hele proses wat jy dan kan stuur. Jy kan dit ook hou, jy kan dit ook 6 maande later stuur. Maar daar's ander gebeurtenisse. Sê nou maar jy kry 'n vrou wat na jou toe kom en sy word oordonder deur haar man. Sy is nie gebore in staat om met hom 'n gesprek te kan voer om te sê waarvan sy nie hou nie, want hy praat dan net dood. Dan help jy so 'n persoon om 'n brief te skryf wat namens jou praat, want 'n brief kan nie in die rede geval word nie, 'n brief kan nie doodgepraat word nie. Jy sê vir haar, gaan skryf 'n brief vir jou man en sê vir hom presies wat jy vir hom wil sê. Nou partykeer jy sê dadelik vir hulle, jy gee nie daai brief vir jou man, jy bring hom eers hiernatoe.
sodat ons die skerp kante kan uithaal, want as jy daai brief die eerste keer lees, dan kom jy agter sy's bietjie kwaad. En dan haal jy die skerp kante uit, maar jy sorg dat dit wat sy wil sê baie duidelik gesê word en baie beslis is. En as sy dan veilig voel met daai brief, dan kan sy die brief vir haar man gaan gee. En vir hom sê, ek vra jou baie mooi, gaan lees die brief en sê vir my, wat hoor jy? Ek aanvaar dit as jy sê, ag, jy praat sommer 'n klomp sterk, maar ek wil nie iemand vir my sê wat jy dink nie. Ek wil iemand vir my sê wat jy hoor. En so laat sy haar stem hoor en hy kry dalk 'n bietjie begrip wat hy andersins nie sou gehad het nie. Gewoonlik is dit die tipe van ouens wat ook nie graag na 'n terapeutiese sessie toe wil kom nie. Maar op daai manier laat jy die terapie inspeel na daardie persoon toe. En jy doen dit op 'n baie spesifieke manier want die brief het nie 'n stemtoon nie. Die brief, soos ek sê, kan nie in die rede geval word en die brief kan weer en weer en weer gelees word. En later kan hy dalk vra, wat bedoel jy hier, wat is daar en so meer. Maar as jy die skerp kante uitgehaal het, is daar nie beskuldigings en sulke goed nie. Skerp kante is waar sy hom beskuldig en jy taal gebruik. Jy wil eerder hê sy moet vertel hoe sy die ding beleef en wat dit is wat vir haar sleg is en hoe sy dit graag sou wou hê. So sy val hom glad nie aan in die brief nie, sy sê eerder wat dit is wat sy vreeslik baie sal waardeer en wat dit is wat vir haar sin maak en hoe sy graag die verhouding vorentoe wil sien en wat sy graag van hom af sal wil ervaar. As hy al daai goed geskryf het, daai brief kan weer en weer en weer en weer praat en dit het dikwels 'n baie positiewe effek. Briewe in Rousmart, dit is weer heeltemal 'n ander vorm van brief. Jy gaan ook nie in Rousmart soseer Rousmart eksternaliseer en dan vra wat doen Rousmart aan jou. Dit kan wees as Rousmart nou vasgesteek het oor 'n lang periode van tyd, dan kan jy dit wel doen, maar gewoonlik sê ek vir mense, ek wil nie met hulle Rousmart terapie doen voordat daar nie 2 maande, ten minste 2 maande verby is na die persoon begrawe is. Want eers dan kom hulle half en half tot verhaal. Enigiets wat jy voor daai tyd doen, vergeet hulle se muur, want hulle is net eenvoudig in 'n verwarde stadium. So dan moet ten minste 2 maande verby wees. En dan vra jy in op jou verhouding met die persoon en al die goed wat jy vra is, waaroor is jy spyt? Waaroor is jy kwaad? Wat van die, wat van daai? Vra al daai goed uit en as jy dan al daai goed uitgevra het en die persoon gehelp het om dit 'n bietjie op 'n manier uitgespreek te kry, dan sê jy vir die persoon, jy gaan 'n vreemde opdrag gee. Wat is die vreemde opdrag? Ek wil hê jy moet vir jou man 'n brief gaan skryf, asof jy dit vir hom kan pos. En dan sê jy vir hom alles wat jy in daai brief graag wil sê. Daar is die brieke nie, want sy kan nie die brief vir haar man stuur nie. Daar kan sy nou maar, as sy nou kwaad is oor 'n ding, kan sy hom sleg sê en sy kan alles, dan kan sy ook weer waardering uitspreek vir wat sy waardering voor het. En hy kan al daai goeders noem in die brief. En dan vra hy vir hom die brief volgende keer saam te bring en dan moet sy die brief hardop lees. Sê dit vir haar voor die tyd. Onthou net, volgende keer as jy kom, gaan jy die brief hardop lees en ek gaan aantekeninge maak en so gaan ek jou help daarmee. En mense hulle dink hulle wil dit nie doen nie, maar hulle doen dit. En dan skryf hulle daai brief en dan kom hy en dit daai sessie is alles betekenisvol, want die goed wat hulle skryf is die goed wat vir hulle saak maak. En dan kan jy oor daai goed praat en jy praat oor die landscape of action en landscape of meaning, 'n landskap van aksie, landskap van betekenis, vra jy in daarop ensovoorts. En dan maak ek 'n opmerking. Ek sê ons weet op grond van 1 Korintiërs 13 dat ons in hierdie lewe deur 'n spieël en 'n raaisel kyk en net ten dele ken. Maar eendag ken ons ten volle. En daar waar jou man nou is, ken hy ten volle. Daar is nie meer goed wat vir hom nou vreemd is nie. Hy kyk op die regte manier na dinge en hy kyk op 'n baie breër manier na dinge. En dan gee ek 'n volgende opdrag wat nog vreemder is. Ek sê vir hulle, gaan, jy weet nou hoe jou man nou na dinge kyk, is anders as toe hy op aarde was, maar jy ken ook jou man baie goed en jy weet hoe hy sal praat. Hoe sal hy nou praat met die nuwe perspektiewe wat hy nou het? Gaan en dan gaan skryf jy 'n brief aan jouself, asof dit jou man is wat dit skryf en jy antwoord die brief wat jy nou vir hom geskryf het op daai manier.
En ek moet vir julle sê dis 'n baie kragtige manier, want as sy dan daai brief gaan skryf met die nuwe kennis wat haar man nou het en so aan, dan vra haar man vir haar verskoning wat hy nooit op aarde gedoen het nie. En is 'n baie kragtige release, 'n baie kragtige loslating. Uiteindelik kom ek by die plek waar ek ervaar dat my man vir my verskoning vra. Of die man gee vir haar toestemming of dit of dat te doen. Daai toestemming is baie sterk. Sien nou maar ek het ingegaan daarop en gehoor haar man het finansies vierkantig hanteer. Sy het nooit 'n sê oor finansies gehad nie. En nou skryf sy 'n brief en sê ek sukkel met finansies ensovoorts. En dan gee die man in 'n antwoord gee die man haar toestemming om voluit met die finansies te werk en te koop presies wat sy wil en dit is 'n sterk manier om vir haar te bemagtig sodat sy nou besluite kan neem wat sy andersins nie sou kon geneem het. So daar's die twee voorbeelde van briewe in Rousmart. Nou gaan ek kom by rituele en vierings. Nou rituele is nie net bedoel vir unieke uitkomste nie. Rituele kan ook wees om van die probleem ontslae te raak. Julle sal onthou die vorige keer wat ek gesê het, hulle moet dalk 'n dier kies wat vir hulle lelik genoeg is dat hulle nie van hom hou nie en skelm genoeg is dat hulle kan roof of watter naam hulle ook al vir hulle unieke uitkoms gegee het. Wanneer jy al daai goed behoorlik deursoek het en van alle kante af bekyk het en vrae gevra het, nou dat jy weet van 'n landscape of action, 'n landskap van aksie en landskap van betekenis vra, kan jy dit verseker ook vra wanneer jy die probleem explore, wanneer jy die probleem verken. Al daai vrae help ons om beter te verstaan wat die probleem eintlik is. En as hulle dan nou uiteindelik gekom het by die jakkals en al die goed waarvan hulle roof, dan kan jy 'n ritueel hou om daai jakkals dood te maak. En om die maniere waarop hulle die jakkals gevoer het dood te maak. Ek sê gewoonlik vir hulle gaan skryf al die maniere hoe julle die jakkals gevoer het op 'n boks en bring hom volgende keer saam. En dan praat ek oor daai maniere waarop hulle die jakkals gevoer het en dan werk ons 'n ritueel uit. As jy hierdie jakkals wil vernietig, hierdie boks wat voor jou is, dis die simbool van die jakkals. As jy hom wil vernietig, wat moet jy doen? Gewoonlik sê ek gaan hom stukkend sny met 'n skêr. Sê ek nee. Jy moet 'n bietjie ernstiger wees. Spring eers op hom. Skeer hom uitmekaar uit. Gooi skruts op hom, steek hom aan die brand. Sê vir hom jy gaan definitief nie meer toelaat dat hy jou lewe beheer nie. Jy gaan hom beslis nie meer voer nie. En hoe harder hulle in daai ritueel deelneem en hoe meer hulle van harte in die ritueel deelneem, hoe kragtiger is daai ritueel. As daai jakkals enigstens wil opstaan, hy kry nie 'n kans nie want hy's vernietig. Dis 'n pertinente ding wat aan hulle geheue gebeur, moet hom uit die pad uitvat. Rituele kan dan ook by die unieke uitkomste gehou word. Ek praat dikwels van oorgangsrituele. Jy sit met tieners het 'n geweldige probleem met gesag en so meer. Ons sê hulle wil graag behandel word asof hulle al 18 is, maar hulle tree nog op asof hulle 14 is. So sal ek uiteindelik vir die ouers en die kinders sê, hulle moet dan nou in terapie met hulle 'n ritueel beplan op die persoon se 16de verjaardag. By daai gebeurtenis waar hulle hierdie ritueel gaan hou van 'n oorgangsfase in die kind se lewe, gaan hulle vir die kind sê, hier gaan ek jou nie meer hanteer asof jy 14 is nie. Maar jy moet ook asseblief nie meer optree asof jy 14 is. En die goed wat in daardie gesprekke gesê word en in daai oorgangsritueel gedoen word, sê nou maar die pa en die ma vat hierdie 16-jarige uit vir 'n ete en by daai geleentheid sê hulle vir hulle alles. Ek het met 'n pa gewerk wat uiteindelik vir sy 16-jarige kind gesê het, die rede hoekom sy nie partytjies toe gaan nie is omdat hy so bang is dat sy buiteegtelik swanger gaan raak. Die lank en die kort van die storie is dat hy by daardie geleentheid vir haar 'n hangertjie gegee het. En in die hangertjie is haar pa se fotootjie. As jy hartjie oopmaak is haar pa se fotootjie daar. En toe sy gesê, hy het vir haar gesê, as jy uitgaan, dan moet jy daai hangertjie aansit.
En dit beteken jou pa's by jou teenwoordig en jou pa help jou in daai situasie. As 'n man nou gaan kanse vat met jou, dan stuur jy hom in sy peetjie in, want jou pa gee jou die reg om dit te doen. En die dag as jy gaan trou, die dag as jy getroud is, dan vat jy daai hangertjie, dan gee jy hom vir jou man en dan sê jy nou behoort dit aan jou. En dit het die pa vrede gegee waarin hy nou sy dogter kan vertrou om uit te gaan. Dis natuurlik nie 'n 100% proof manier nie, maar dit maak 'n geweldige verskil in die verhouding tussen tieners en ouers wanneer daar sulke oorgangsrituele is. Dit laat die ouers op ander maniere aan hulle kinders dink, dit laat die kinders op ander maniere aan hulle ouers dink, dit laat die kinders op ander maniere aan hulle self dink en is gewoonlik baie positiewe denkpatrone wat in so 'n situasie geskep word. Viering van oorwinning, as jy nou 'n paartjie deur 'n terapie gevat het en hulle huwelik is herstel, dan kan daar weer 'n huweliksverbintenis gemaak word. Jy weet, hulle kan hulle huweliksbeloftes herhaal, sulke tipe van rituele. Jy kan outsider witnesses bytrek, so jy kan sê julle beste vriende, ons gaan hulle uitnooi. Daai aand gaan ons 'n bruilof hou en julle gaan julle beloftes teenoor mekaar hernie. En ons gaan met julle beste vriende, julle kan kies wat julle met hulle wil deel oor hierdie proses waardeur julle is, die keuses wat julle gemaak het en hoe julle die pad vorentoe sien. En dan gaan julle mekaar in die oë kyk en daai belofte weer aan mekaar maak en dan vier julle die feit dat die Here julle vir mekaar gegee het en dat julle vir mekaar lief is. En so kan daar ander vierings ook wees. Ons het normale rituele soos 'n 21ste verjaardag wat 'n spesifieke viering is, huwelike spesifieke vierings. Ons het reeds 'n klomp rituele alhoewel ons eintlik maar 'n bietjie arm is aan rituele. Maar in terapie kan jy baie duidelik en goed gebruik maak van rituele en vierings om draaipunte vir mense te bewerkstellig wat hulle sal help om positief vorentoe te gaan. So, as jy daai gesprek nou nog 'n bietjie verder wil vat en verder wil uitbrei, dan kan jy vir 'n persoon sê, wie dink jy is die beste om jou te help om in hierdie proses sterker te word vorentoe en sterker te staan teen die probleme. En dan sal hulle nou sê wie hulle dink dit is en dan gaan jy vir hulle vra om 'n uitnodigingsbrief vir daai persone te stuur na die volgende sessie toe en hulle te nooi en so gaan jy hom help om 'n groepie mense te hê wat saamspan teen die probleem en saamwerk aan 'n nuwe alternatiewe verhaal en daai verhaal soos hulle aangaan verdig. So daai persone wat nou saamspan sal dan nou elke keer wat hulle by hierdie persone sê ons sien raak en dan noem hulle die goed wat hulle raak sien wat die persoon se nuwe verhaal sterker maak. Daai herinneringsbriewe is nou maar dieselfde as wat ek van tevore genoem het. 2 maande later of 6 maande later is eintlik 'n baie goeie ding om te doen. Ek hou ook daarvan by huwelike om so 'n huweliksboksie te gee waarin hulle 'n bottel rooiwyn insit en 'n klompie van hulle beloftes insit en as daar 1 jaar van die huwelik verby is, dan moet hulle daai boks oopmaak en die briewe lees wat hulle vir mekaar geskryf het en oor 'n bottel wyn daaroor kuier. En so lag hulle vir hulle self en hulle versterk die pad vorentoe. Outsider getuienisgroepe. Dis daar waar jy sê nou maar vir 'n rugby span se ouens kan vra wat kan hulle vir jou sê oor daai persoon of jy vra vir hom as hy dan nou nie die pelle daai by dan vra jy vir hom as ek nou vir daai pel of daai pel vra. Wat sien hulle by jou wat anders is? Wat sal hulle sê? So 'n outsider witness, 'n outsider getuie hoef nie noodwendig daar te wees nie, maar jy kan vir die persoon vra. As ek daai persoon vra, wat sou hy sê? Wat dink jy sal hy raak sien? Dit help die persoon om deur iemand anders se oë na homself te kyk en dit gee ook 'n breër perspektief en dit verdig hierdie storie wat hy oor homself wil skryf vir die pad vorentoe. Reflekterende spanne is 'n ander een. Reflekterende spanne help geweldig baie as jy die voorreg het om 'n reflekterende span te kan hê. Partykeer het ek 'n kollega hier kom ooreen met die kliënt. Ek het nou 'n kollega. Ons gaan 'n rukkie praat. Ek en jy wat die kliënt is, gaan 'n rukkie praat. Hy gaan net stil bly en luister
En dan op 'n stadium gaan jy daar sit en ek en hy gaan met mekaar praat oor hierdie gesprek wat ons nou gehad het. Dis ook 'n manier vir hulle om van 'n ander hoek af te kyk en ander dinge raak te sien. Hulle kan hulle eie reflekterende span wees. So nooi ek partykeer mense uit as hulle nou kort in 'n geveg met mekaar betrokke is en hulle fight nou 'n behoorlike fight. Dan kom vertel hulle my van die fight, dan sê ek vir hulle, okay, ek wil nou hê julle moet buitekant die vertrek waar julle beklei het gaan staan in julle geestesoog en dan kyk julle deur die venster na julleself, maar jy kyk nie na wat jou vrou gedoen het nie, jy kyk hoe jy opgetree het. Jy kyk nie na jou man opgetree het nie, jy kyk hoe jy opgetree het en dan sê julle vir my, wat sien julle? Daai manier sien hulle hoe hulle self optree. Jo, ek skree die hele tyd op my vrou. Daar's nog 'n ander terapeutiese tegniek. As die man nou kom en die vrou praat en sy praat en hy kry nie kans om te praat nie, dan kan jy hulle laat omruil. Jy laat die man op die vrou se stoel sit en die vrou op die man se stoel en dan spreek jy die vrou aan as die man en dan spreek jy die man aan as die vrou. Skielik begin praat hy en sy bly stil. Dit werk ook baie goed as jy dit sou wou doen. Goeie reflekterende manier om te doen. Die laaste gedagte waaroor ek met julle wil praat is skrifgebruik in narratiewe pastoraat en hier deel ek nou maar my eie ontdekkings oor jare met julle. Dit is nie iets wat jy nou in die boeke gaan kry of so nie. Want ek het dit dan nog nêrens in 'n boek gesien nie, maar hoe gebruik jy die Bybel in narratiewe pastoraat? Hoe gebruik jy gebed in narratiewe pastoraat? Jy moet onthou dat as iemand na jou toe kom vir hulp, dan kom hy na die dominee toe. Meeste van die tyd is jy dan nou die dominee wat nou kom, hy kyk dus deur 'n geestelike konteks daarna. En ons moet hierdie geestelike konteks verreken. En dit beteken nie dat jy nou 'n gebed moet hê by elke sessie wat jy het nie. As jy voel dis 'n behoefte wat daar is, kan jy vra of hulle 'n gebed wil hê en as hulle dan wil, dan bid jy. Maar wat ek vir mense sê is, ek wil hê julle moet weet, as ek op 'n Woensdag terapie doen, Woensdagoggend in my stilte tyd, dan vra ek vir die Here, hy moet by al hierdie gesprekke wees en hy moet my help om raak te sien wat raak gesien moet word. En ek wil hê julle moet dieselfde doen. Ek wil hê julle moet vir die Here vra dat hy julle moet help sodat julle kan raak sien wat julle moet raak sien. En julle moet ook vir die Here vra om my te help om raak te sien wat julle nodig het. So dis een van die maniere hoe ons God op die regte wyse in die gesprek kan betrek. Dat hulle weet, ons kan die Here vra en wanneer hulle dit doen, partykeer kom ons sê hulle vir ons het vanoggend gebid vir die sessie. Ja, partykeer vra ek in daarop en dan wat beteken dit vir julle dat julle gebid het? Dink julle dat die Here ons gehoor het? Sal hy ons help? Hulle hele ingesteldheid oor hoe hulle luister na wat jy sê en hoe hulle self sekere dinge raak sien, word daardeur in 'n vergrootglas gesit en verskerp en versterk. En dis iets wat jy afforceer, dis iets wat hulle self kies. Hoe gebruik ek die Bybel? Partykeer kom daar 'n teksgedeelte by my op wat toepaslik is vir dit wat in die sessie gebeur. En dan sê ek vir hulle, dit laat my dink aan hierdie skrifgedeelte. Ek wonder of daar ander skrifgedeeltes is waaraan dit julle laat dink. En dis nie iets wat ek afforceer elke tweede, derde keer nie. Partykeer kan daar 'n hele terapieproses verbygaan waarom ek dalk een keer daarna verwys. Ander kere gebeur dit dat ek amper elke sessie daarna verwys na gelang van die behoefte van die kliënt. En hoe die kliënt daaroor dink en hoe die kliënt se verwagtinge is en partykeer het ons nodig om vir hulle te vra. Is dit jou belangrik om te hoor wat die Bybel oor dinge sê? En partykeer sê hulle asseblief, ek wil dit hê. En nou dan sê ek dit moet op 'n baie natuurlike manier gebeur en die manier hoe ek vanuit die narratief daarna kyk is as ek die woord history gebruik, dan is dit eintlik his story. Dis God se storie wat ergens met ons storie ontmoet. En as God se storie met ons storie ontmoet, dan is daar gewoonlik baie betekenisse wat daaraan geheg word. Maar dit moenie 'n lukrake ontmoeting wees nie. Ek hou daarvan om daardie ontmoetings vas te maak aan iets wat in die Bybel staan.
want dan is dit nie lukraak nie en hulle het gewoonlik 'n doelbewuste keuse om die Bybel toe te laat om hulle lewe te informeer. So jy hoef nie te vra of dit so hoef te wees nie. As hulle vir jou dit sê, dan noem jy sekere goed wat jy sien. Jy kan selfs dan die vers waarin jy nou dink vat en jy kan dit vir hulle voorlees en vir hulle vra of dit hulle aan ander tekste laat dink. En dan begin jy invra op God se storie. Die feit dat God dit in sy woord sê vir mense en ook nou hier vir ons. Hoekom dink julle doen God dit? Wat wil hy daarmee bereik? Hoe wil die Here jou storie hiermee beïnvloed? En dan verdig jy weer die verhaal vanuit 'n geestelike perspektief sodat dit die persone kan sterker maak en 'n sterker begronding kan gee vir hulle oortuigings daaroor. Maar dan is dit eg en is nie iets wat jy gebruik om hulle te manipuleer of om hulle te forceer of enigiets van daai aard. Daar is 'n verkeerde gebruik van die skrif. As jy dit wil gebruik en 'n man slaan sy vrou en jy sê die Bybel sê jy mag nie sus of jy mag nie so nie, dan misbruik jy dit. Dit gaan ook nie werk nie. Hy gaan maar net voel hy word aangeval en dan verstoot hy die hele proses en dan het jy niks reg gekry. So dit moet op 'n baie natuurlike manier gebeur. Ek doen dit nooit as daar nie 'n werklike ding binne in my kom wat my herinner aan 'n spesifieker gedeelte nie. Ek gaan nie vir myself doelbewus sit en dink, hoorie, watter teksvers moet ek nou gebruik om iets vir hulle te sê nie. Nee. Dit moet op 'n baie natuurlike manier gebeur. Vir my is dit hoe dit die beste werk en dan vra ek in daarop en ek help hulle om te verstaan dat God wel 'n rol in ons geskiedenis het en dat hy graag wil hê dat dit met ons goed moet gaan en dat ons die regte keuses moet maak. Is daar enigiets wat iemand wil vra? Nou is hier 'n kans. Dis julle kans, dis amper die laaste kans want ons sluit nou hiermee af en dit is nou die laaste sessie gewees. Ons het nou alles ingepas. Gedog het sal 4 sessies vat, maar nou soos ek sê, die ons vra te min, so ek het nou te veel tyd toegelaat. Maar dis is welkom om vrae te vra, regtig. Dis 'n baie stil klas. Nou hulle is stil, hulle is net ontvanklik. Dis goed man, dis goed. Maar Ben, ek van my kant af net baie dankie. Dis nou goed wat ek nou op 'n stadium mos geleer het, maar 'n mens vergeet mos van die goed, van die Ja, jy klein vergeet dit sommer maklik. jy kom in 'n patroon, jy doen dinge op 'n bepaalde manier tot jy nou weer herinner word, maar as ons ander goeters ook. So dit was vir Ja. my goed, baie dankie. Ek sien nie vrae van iemand nie. So Ben, is dalk 'n laaste woord van jou kant? Wel, ek dink die Here het ons daar geplaas om ander mense te help. Jy's besig om jou eie verhaal as 'n terapeut te skryf. Elke dominee, elkeen wat in hulpverlening is besig om aan sy eie verhaal as 'n terapeut te skryf. En jy moet ook vir jouself afvra, hoekom het die Here my hier geplaas? Wat wil hy deur my doen? En aanvaar dat dit 'n manier is hoe die Here jou wil gebruik. Dit gee vir jou vrymoedigheid om met oorgawe te gaan. En ek wil net nog 'n ding sê, hoe meer onseker jy in terapie is, hoe meer vrugbaar is daai terapie. En die oomblik as jy nou met sekerheid in 'n rigting inbeweeg, dan vat dit jou kreatiwiteit en die mense se kreatiwiteit heeltemal weg. En as jy te direktief is, vat jy hulle kreatiwiteit weg en dan roof jy hulle van dinge wat hulle self kon ontdek. En as hulle self dinge ontdek, dan sit jy iets in hulle aan die gang waar hulle kan voortgaan om dit te ontdek al is jy nie daar nie. En dis die beste plek om te wees. Maar baie dankie, dit was lekker om 'n paar dae saam met julle te beweeg, hoor. Ben, baie dankie. Ja, en vertrou die proses. Ja. Dit werk. Ja, daai proses werk verseker. Ek kan julle dit verseker, ek werk nou al 30 jaar daarmee. Dit werk. Daai proses is baie kragtig. Ja. Ben, baie dankie. Maar goed man, seën vir julle, hoor.